Goeienaand. Die eerste en soms die enigste gedagte wat by 'n mens opkom, wanneer ons in terme van lofprysing dink, is om te dink aan sang en musiek. Natuurlik is sang en musiek wonderlike instrumente waarmee God geloof kan word. Maar dit sou 'n geweldige verskraling van die begrip wees as dit daartoe beperk word. Dit sou selfs beperkend wees om te dink dat lofprysing net met praat, sang, bid, getuig te maak het. God moet met sang, gebed en getuienis geloof word. Maar lofprysing is selfs meer as dit. Lofprysing oorspan jou hele lewe. In die vorm van 'n hofsaak roep die Here in Psalm 50 sy volk tot verantwoording, en hierin word die wese van lofprysing en diens aan hom geopenbaar. Ons lees uit Psalm 50 vanaf vers 7 tot 14. Luister my volk, ek wil my saak stel. Ek wil teen jou getuig, Israel. Ek is God, ek is jou God. Dis nie omdat jy nie offer, dat ek rekenskap van jou eis nie. Jou brandoffers is immers gedurig voor my. Ek wil geen jong bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie, want al die diere in die bos is myne. Die wild op duisende berge. Ek ken al die voëls van die berge, al wat roer op die veld is myne. Ek sou jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles daarop behoort aan my. Eet ek miskien die vleis van bulle wat julle offers, of drink ek bloed van bokke? Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. En dan vers 23. Die mens wat my eer, is die een wat lof as 'n offer bring. Hy wat reg lewe, vir hom sal ek red. Sien, dis nie dat die volk nie die Here gedien en geloof het nie. Dis net dat hulle lewe nie getuig het van gehoorsaamheid aan die Here nie. Hulle het die voorskrifte van die Here opgesê en hulle selfs op die verbond van die Here beroep. Maar intussen het hulle saam met die diewe ingebreek en egbreek en bedrog gepleeg. Vers 16 tot 20. En die Here roep die volk op om 'n lof as offer te bring, maar dan plaas hy dit in dieselfde asem as om geloftes te betaal en om reg te lewe. Vers 14 en 23. Dwars deur die geskiedenis bly dit een van die grootste teenstrydighede in die beoefening van godsdiens. Die Fariseërs word hieroor deur die Here skerp berisp, en hy self verkondig dat nie almal wat vir hom sê, Here, Here, in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie, maar net hulle wat die wil van sy Vader gedoen het. Matteus 7 vers 21. Vandag is dit ook nie anders nie. Ons mense loof God met ons mond, maar ons lewe nie altyd tot lof van die Here nie. Geen wonder nie dat een van die grootste aanklagte teen gelowiges juis is dat hulle skynheilig is. Dat hulle met oorgawe saam sing en bely, en dat hulle nie ons aan die Here behoort, maar dat ons lewe nie daarmee ooreenstem nie. En sulke lofprysing is nie vir die Here aanvaarbaar nie. Hy wil dan eerder hê dat sy tempel se deure gesluit word, as dat daar sonder respek en eerbied en 'n lewe van gehoorsaamheid afskeepsoffers aan hom gebring word, volgens Maleagi 1. Ons ondersoek onsself opnuut hierin. Anders word die naam van die Here wat ons graag wil loof, onteer, nie geëer nie. Om gehoorsaam aan die Here te lewe, is 'n lewe van lofprysing. Goeienaand.